Nou, alles wat sleg is in die lewe en moeilik is in die lewe en situasies en omstandighede wat ons deurgaan in hierdie lewe, moet eintlik 'n werklikheid kind van God nie 'n effek op jou hê. Dit moenie jou onderkry in die lewe nie. Alles wat negatief is in hierdie lewe, moet jy kan gebruik as 'n stepping stone. En dit maak jou baie keer sterk in die lewe. Dit is nodig in die lewe dat ons baie keer gesonde konflik hê. Dit is baie keer nodig in die lewe dat ons baie keer deur omstandighede moet gaan, situasies moet gaan. Daar moet storms in ons lewe wees. Daar moet negatiewe dinge gebeur. Want weer eens is dit die goed wat ons sterk maak. En dis die goed wat ons leer om aan die ander kant uit te kom. Dis die goed in die lewe wat maak dat ons in eenheid kom en op 'n snee kom vir die lewende ware God. Maar negatiewe dinge in die lewe kan ek en jy altyd omsit in baie goeie dinge. En daarna sien ek uit William Paul, want ek weet, daar's goeie dinge op pad. Hoe meer slegte dinge gebeur, hoe meer kan ons die goeie daar uithaal. Nou, watter voorbeeld kan jy noem van 'n negatiewe situasie wat mens kan omskakel in 'n positiewe situasie? Wel, as ek so vinnig daarna kyk en dit wat jy vir my vra is 'n baie interessante vraag en dis wat baie mense vra in die lewe, my negatiewe dinge in die lewe, hoe kan ek dit sien as iets wat positief in my lewe kan gebeur? Ek en William Paul het op 'n stadium 'n boek gelees. Hy het hom eintlik van geleen van Frida ten Boom, Corrie ten Boom. Corrie ten Boom wat in die Duitse konsentrasiekampe was en hulle was in moeilike omstandighede tydens die Tweede Wêreldoorlog. En daar was vir hulle geen hoop nie. Hulle het swaar getrek, swaar gekry. En in hierdie konsentrasiekamp tydperk bid Corrie en sy sê, Here, asseblief, moet ons nog net nie weer verplaas na 'n ander konsentrasiekamp nie. Ons het te veel ellende deurgegaan. Dit gaan moeilik, dit gaan swaar. En dit is haar gebed. Dit is 'n negatiewe situasie. Dit gaan nie goed nie. En sy verkondig die evangelie en vertel vir almal hou moed. En wat doen Vader? Verplaas haar na 'n ander konsentrasiekamp toe. En terwyl sy gaan, was haar sussie saam met haar. En hierdie sussie wat saam met haar is, terwyl sy by die konsentrasiekamp by die barakke ingaan, is dit verskriklik vuil. Dis miwerig, dit vrot. Dis nie lekker om daarin te gaan nie. En dis een van die enigste barakke waar die Duitse soldate en die wagte aan die buitekant bly. Hulle stap nie saam in nie, want dit was vol luise en vlooie. En terwyl Corrie daar sit, Corrie ten Bome sê, hoe kan u dit aan ons doen? Prys Frida die Here. Want Frida sê, Corrie, kyk wat het hier gebeur. Dis ten goeie dat die luise is, dat die vlooie is, dat dit so lyk. Dit maak dat die Duitsers nie inkom nie. Met ander woorde, dis die waghonde wat ons eintlik beskerm. Die negatiewe dinge wat gebeur, maak dat iets positief hier uitkom. En so is daar baie vlooie, baie luise, baie omstandighede, en ons elkeen se lewe, en ons moet die ten goeie deel kan uithaal. Ons moenie in hierdie negatiewe goed vaskyk, en depressief raak en opgee nie. Ons moet juist kan sien, wat is God se plan vir jou in hierdie saak? Dit is 'n baie goeie verhaal, maar nou, dis nou maklik om dit te sê en te getuig, maar wat 'n voorbeeld kan ons vir die kinders van die Here gee wat uit die woord kom? Wel, as ek net kyk na Dawid sê iets in die woord, wat vir my baie diep is en baie interessant is. Hy sê, luister mooi, en dit help jy kwoteer die woord, maar weer eens, as die maandag aanbreek, sondags jy in die kerk, jy's vol moed, jy's vol krag, jy ontvang die Heilige Gees salwing, maandag, as die tekkies wat hulle sê die teer geslaan het, dan dink jy by jouself, niks het verander nie. Kyk hoe lyk dit. Luister wat sê Dawid. Dawid sê in Psalm 18, vers 30, onthou dit altyd, want met u loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. Nou moet jy weet, Dawid het ook deur situasies gaan wat hy in spilonke moes bly. Saul wil hom doodmaak. Niks het van positief gebeur vir 'n lang tydperk voordat hy koning geword het nie. Maar dit kon hom nie omkry nie. Dit kon hom ook nie onderkry nie. Dit kon hom nie omwaai nie. Want hoekom? Dawid het hierdie negatiewe tye waar hy saam met bendes moes bly. Soms saam die Filistyne moes werk. Ander keer het die Filistyne hom ook vervolg. Het hy sterker en sterker en 'n groter leier geword. So die negatiewe goed, as jy moet onthou, die verandering begin in jou hart. Nie buitekant nie. As jy maandag die lewe weer instap, dan lyk die situasie en omstandighede dalk erger of nog dieselfde, terwyl jy ook gebid het, Here, verander die situasie. Moet jy liewer bid en sê, Here, verander my hart,
verander my denke, geef my vermoëns, sodat ek hierdie probleem kan oplos. Die Here gaan nie die probleem vir jou oplos nie, hy bekragtig jou, hy gee vir jou die krag, hy gee vir jou die moed, hy gee vir jou die sterkte, en as jy daar uitstap, kind van God, dan het jy skielik 'n plan, jy het nuwe idees, want jy kyk anders na hierdie probleme en situasies, want dit maak jou sterker, en dis woord, dis evangelie, dis hoekom Jesus ook, toe hy vir die disippels sê, kom ons vaar ander kant toe, was dit 'n stil see, en hy het op 'n kussing, 'n groot kussing, agter in die skuit gelê en slaap, want daar moet 'n storm kom, om hulle geloof te toets, om hulle te leer wat is autoriteit, en om te wys, nog steeds die opdrag, is ons gaan ander kant toe, hierdie storm gaan ons nie keer nie, storms keer nie 'n kind van God nie, maar maak jou sterker, maar jy moet jou gesindheid eers reg kry, jy moet jou geloof reg kry, jy moet volhard, dis wat belangrik is. William Paul, ek hoop dit bemoedig jou, en versterk jou ook, ek eer God vir jou. Dit doen, en vir almal wat kyk ook, vat moed, en staan vas in jou geloof, tot die volgende keer. Shalom, shalom vir jou, en vrede. En dit was ons 1 minuut vir Jesus podcast. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Gaan besoek gerus ons webtuiste of laai ons app af, beskikbaar nou op beide Android en Apple platforms, of scan die QR code. Mag die Here jou seën en bewaar baie vrede.